Dankie, Hemelse Vader, dat ons weet, it's not about me, dat ons weet, dit gaan nie oor ons as mens nie, Here, maar dit gaan oor U, my God, U wat hemel en aarde geskape het, Here. Here, U wat U seun vir ons gestuur het om aan die kruis te sterf, Here, vir ons sondes. Here, U wat U Heilige Gees vir ons gegee het, Here, sodat die paadjie wat U seun vir ons uitgekap het, vir ons te kan help, Here. Because that's how short we fall. Here, ons is niks sonder U nie, my God. Here, ons is tot niks in staat sonder U nie. Here, en is uit daai realization uit, Here, wat Nuwe Lewe vandag, Nuwe Lewe van Familiekerk, hak vandag nederig in, my God. En ons sê, Here, ons het U nodig, my God. Reign over this building, reign over this area, reign over every single person here, reign over every single person that's listening to this message later on socials or wherever. Hemelse Vader, ons invite U, Here, be the King of our lives, Here, soos ons submit, my God. Here, vandag se diens, Here, kom seën ons, Here, dat elkeen wat hier uitstap 'n goddelike ervaring gehad het, Here. Here, dat hulle kan huis toe gaan en weet, dat hulle weet, if I play for the team of God, nothing can stop us in the name of Jesus. Here, maar laat elkeen wat daar uitstap, Here, tot die beseffing kom, dat dit is nie net 'n een keer se hand opsteek en nou is ek vry nie. Dis nie net 'n een keer se doop en nou gaan ek hemel toe nie, Here. Dis 'n daaglikse loop, my God. En dat elkeen wat daar uitstap, weet die volgende tree wat ek gee, moet 'n goddelike tree wees. En as ek hom verkeerd gee, Here, kom ek weer voor U en ek sê, Here, ek het skeef getrap. Vergewe my. Seën die diens, Here. Here, laat dit 'n goeie geur vir U gee, Here. En dat ons nie na mens sal kyk vir 'n thumbs up nie, Here, maar dat ons na U kyk en U sê, knap gedaan, Nuwe Lewe Familiekerk. Dit is elkeen van ons wat hier sit, wat vandag saamkom en eer bring aan die Here. Ons lofgroep het gesing. Here, ek is seker dit was 'n aangename geur vir U, my God. Dankie vir die talente wat U vir hulle gegee het. Here, ek gaan nou praat, Here. Maar hier's ore wat moet gaan doen, Here. Hulle moet nie net luister na die woord nie, hulle moet gaan doen, Here, so dit is 'n gesamentlike aksie wat ons vat. En ons vra daai aksie, Here, gee vir ons die hongerte, die krag, die leiding om in daai aksie te gaan. In Jesus naam. Amen. Sy so vandag se tema is die wedstryd van jou lewe. Dit sal deel 1 wees van 'n 3 weke reeks wat ons nou gaan doen in die volgende 3 weke. Dit sluit eintlik baie mooi aan by die afgelope 3 weke se reeks wat ons gedoen het, toe die Here gepraat het met Nuwe Lewe Familiekerk deur Amos. Ek dink die wat hier was, sal weet dit is die woord van Amos was direk. Hy was op die man af. Hy het nie touwtjies gedraai nie. En ek dink so baie mense en so baie kerke deesdae, as die woord so direk op die man afkom, dan kriewel hy so bietjie. Want mense wil hoor, jy's op die regte pad, you going places, jy gaan hemel toe, you are okay. So, maar wanneer die woord van die Here kom, en jy sal sien, soos ons hierdie paadjie stap, wanneer jy okay is. Maar eers moet jy aanvaar, dat daar 'n werk om te doen. Dis nie net genoeg om te sê, yes Lord, here I am nie. Hierdie reeks
gaan baie informatief wees, hy gaan baie inligting, hy gaan nou nie jou information overload wees nie, maar die mikpunt van die reeks is om soos pastoor het afgeëindig, laasweek het hy gesê, wanneer God die lyn trek, so, en hy het afgeëindig deur te sê, jy moet jou bekeer, maar nou is daar baie mense, wat nie weet, wat dit beteken, om tot inkering te kom, en jouself te bekeer, hoe maak ek nou? En hierdie reeks beoog om vir jou 'n baie basiese riglyn te gee, van wat dit is, om die Here te volg, wanneer jy daardie eerste stapie geneem het. So ons gaan, jy sal sien, daar's 'n sokkerstadion, ons gaan 'n bietjie sokker gesels, maar nou nie in diepte nie, ek gaan maar die doel met die sokker is, maar net om vir mense te illustreer, hoe werklik die woord van die Here nog steeds in ons lewe van toepassing is. Jy weet, as 'n ou, nie almal het daardie gawe om die parallelle te trek, en te sien hoe die Bybel nog steeds vandag van toepassing is, maar dis sokker wêreldbeker vir die wat nie weet nie. So dit is dan ook ingewerk in die tema in. Ek sal julle aanraai, ons almal, ek dink ons almal het 'n maatjie of twee wat nie die koninkryk van die Here so lekker verstaan nie, wat nie verstaan Christendom so lekker verstaan nie. Nooi hulle die volgende 2 weke saam, hopelik enige vrae wat hulle het, kan hulle vra na die tyd, as ek nie dan die antwoord het, sal ek teruggaan en dit probeer vir hulle verduidelik, maar die mikpunt is hier om die mense 'n goeie insig te gee, van wat dit werklik behels, om die wedstryd van die lewe vir die wenspan te speel. Soos ons sal sien, ja, ek dink net, soos pastoor afgesluit het laasweek, wat my getref het, is wanneer jou oordeel kom, en ons elkeen se oordeel kom op verskillende tye. Ons elkeen se streep, se lyn word getrek op verskillende tye. Jy weet nie wanneer jou lyn getrek word nie. Ons sien en lees soveel tragiese dinge wat gebeur. It can happen anytime. Die vraag was gewees, is indien dit gebeur, kan jy met sekerheid sê, I'm going in? Of is daar 'n bietjie twyfel, wat sê, I fell short, ek gaan vir ewig brand. Wanneer jy daar kom, daai dag, kan jy nie sê, die Here, en jy kom, en jy staan alleen, dis 'n one-on-one. Jy staan alleen met die Here wat hemel en aarde geskaap het, die Here wat jou gedagtes ken, nog voor jy daai gedagte geweet het, die Here wat alles weet. Dan kan jy nie kom met slim praatjies nie. Jy kan nie sê, maar Here, die mense het vir my so gemaak nie. Here, vra daar vir my vrou, of vra daar vir my man, hulle het vir my so. Die Here weet alles. Die Here weet alles. Daar is nie, dan is daar nie tyd vir bargain nie. Die eindvletjie het geblaas, dis nou judgment tyd. Waartoe gaan jy? Die call is final, dis nie redenasie nie. Jy redeneer nou op aarde met hoe jy leef. Dit is hoe jy redeneer. En indien jy nie reg redeneer nie, stel ek voor, jy gaan doenstok, en jy gaan kyk waar ek moet verbeter in my walk vir die Here. Wanneer jy alleen daarvoor staan, die Here, en die Here sê vir jou, my seun, my dogter, hoekom het jy dit so hier gedoen? Kan jy nie gou uithardloop en net so 'n paar skuwe trek, want die senuwees klop nie. Jy kan nie gou na die drankbottel toe gaan om bietjie van die stres te verlos nie. Jy kan nie net gou 'n daguitjie rook om hoog te wees nie. Jy kan nie pornografie kyk want jy's vir die stres nie. Jy staan voor die lewende God wat skoon en heilig is, en jy moet rapporteer oor hoekom jy daai dinge gedoen het. Hoe gaan jy voor die Here staan? Die alternatief is, as jy vashou aan daai goed, is 'n ewige brand. 'n Ewige brand in 'n vlammehel. Jy kry mense wat vir jou sê, maar jy moenie mense uit die vrees uit na die Here toe bring nie. Ek stem glad nie saam met dit nie. Die gees van die vrees van die Here, soos in Jesaja 11 vers 2 aangeteken, het vir yours truly
so op die stryd en nêreg gehou, soos Jos Trulli op die stryd en nêreg kon weet. Dit is die gees van die vrees van die Here wat vir my van my drankverslawing ontslae geraak het. Ek het vir die Here gesê, Here, ek sal nie weer my lippe aan drank sit nie, en dit was klaar. Dit was klaar. Nie omdat ek wonderlik is nie, omdat wanneer jy 'n verbond met die Here gemaak het, wanneer jy vir die Here sê, Here, ek sal dit nie weer doen nie. Jou pa het jou pak gegee toe jy klein was. Die konsep is dieselfde, wees gehoorsaam. Wanneer jy vir die Here sê, Here, ek gaan nou, ek neem die besluit en ek volg U, dan volg jy die Here. Want daar's consequences. Daar's 'n ewigdurende brand consequences. Ek is nie perfek nie. Niemand van ons is nie. Maar wanneer jy op die ou einde, jy moet so nou en dan gaan incheck en stok neem en sê, Here, wees eerlik. Moenie vir jouself lieg nie, want jy gaan nie vir die Here eendag kan lieg nie. So wanneer die heiligheid van die Here op jou skyn en hy skyn op 'n donker gedeelte, donker element, jy weet almal weet waarvan ek praat. Moenie sê dis oukei nie. Moenie sê dis oukei nie. It's the prompt of the Lord, want die Here gaan vir jou eendag vra en jy gaan nie kan sê dis oukei nie. Because he spoke to you while you were still running the race. Om 'n Christen te wees is nie maklik nie. Dit is nie maklik nie. Jy moet opofferinge maak. Jy moet 'n pad loop, jy moet waarlik 'n pad loop. Dis nie net hand opsteek in die gattetjie. Jy moet 'n pad loop. Jy weet, ek kry so jammer. Jy weet, daar kom so baie mense tot inkeer en hulle bekeer en want hulle is in hierdie diep donkerte. Jy weet, die drugs het hulle lewe opgeneem, die dwelms, die drank het hulle lewe opgeneem. Dit gaan nie goed met hulle finansies nie. Die huwelik is op die rots. 'n Man, dit lyk sleg. Kan net een van daai goed is genoeg om die situasie vir jou sleg te lyk. Maar nou as jy in hierdie put en nou reik hulle uit. Hulle weet net die Here kan hulle help. En nou reik hulle uit. En hulle dink, maar ek het nou die Here aanvaar. Volgende week is daar 2 miljoen rand in my rekening. Volgende week is my huwelik gered. Volgende week het ek nie meer hierdie drugs wat my terughou nie. Volgende week is alles hankie-dorie. Die Here is nie 'n genie in 'n bottle nie. Die Here is nie 'n lampie wat jy vryf en ewe skielik nou is die lewe sommer lekker omdat ek my hand opgesteek het in die kerk en ek was gedoop nie. Dit werk ongelukkig nie so nie. Daar's 'n pad om te loop. Daar's 'n pad om te loop. Partykeer wag jy lank vir dit wat jy vir die Here vertrou. Ek gesels nou die dag, Vrydag met my ma, en ek sê, ek het so lank vir die Here gevra, as 'n 18-jarige, het ek hierdie ongelooflike confidence gehad in my. Ek het, kyk, Dudley Carstens kon enige iets doen. You name it, I can do it. Ek sidestep jou dronk man, ek slaan 'n cricketbal, ek is slim met die mond. I'm on top of the world. Groot mens wêreld kom en pff, hy humble my. Jy begin onder, jy's klein. En dan begin 'n ou mos nou drink en dit gaan lekker, so vir daai oomblikie is jy weer confident. Jy's weer on top of the world. Dit gaan weer goed. Maar môre is jy weer laag. En een van die dinge wat toe ek so bietjie meer as 'n dekade terug tot inkering gekom het, bekeer het en gedoop was, het ek vir die Here gevra, Here, gee asseblief vir my daai confidence wat ek as 'n tiener gehad het. Gee dit asseblief vir my terug. Hierdie groot mens wêreld het my nou gebreek. Ek doubt myself.
second guess myself en alles wat ek doen. I don't want that. I want that free spirit, daai confidence wat daai laaitie gehad het. 24 jaar terug het ek daai confidence gehad. 24 jaar terug. Ek vra die Here meer as 'n dekade om dit vir my terug te gee. En ek kan met alle confidence sê, die Here het hom vir my kom teruggee hierdie jaar. So vir 10 jaar lank, het die Here gesê, jy's nog nie reg nie. Jy's nog nie reg nie. Jy's nog nie reg nie. Maar ons kom ons nuwe, gee ons sy hart vir die Here in die kerk, en nou volgende week met daai confidence moet terug wees, papa. Jy dan nou die Here aanvaar. Hoe werk dit? Nee my brother, daar is 'n pad om te stap. Maar wie wat doen die Here? Wie wat doen die ons mens kan nie kop hoe great die Here is. Ons vra vir een ding en die Here gee vir jou iets wat jy nie besef nie. So die Here kom en die Here restore my confidence in 'n Godfidence, en ek gaan julle verduidelik wat dit is. Toe ek 18 was, het ek hierdie confidence gehad in hierdie ou vlees. Daardie Carsons kan niks verkeerd doen nie. En kyk, dit was ook so, want ek sê jou confidence vat jou ver. Daardie Carsons kan vir niks verkeerd kom, en die Here kom, in die lewe breek my af, en die Here kom en hy gee vir my Godfidence. Godfidence wat sê, God kan alles doen. Hierdie is bad, Dudley is nothing. So wat confidence doen? Confidence vat jou, en hy trek jou na die noorde toe. Confidence vat jou na die pits of hel toe, want jy's vir die vlees. Confidence sê, Dudley Carsons, hy's die ou. Confidence trek jou hemel toe. Dit sê God. God is my anker. Alles wat ek is in God. Alles wat ek doen is in God. Ons moet nie die verkeerde confidence hê nie. Maar my punt wat ek wil maak is, die Here kom en hy gee daai wat jy vir hom vra. Hy oortref dit. Hy oortref dit. Hy gee vir jou dit op 'n ander manier, and you wouldn't even know how great that way is. Jy het nie eers geweet dit wat jy vir die Here vra is moontlik verkeerd. Dit is iets wat jou in die pits van die hel kan laat beland nie. You didn't even know that. Maar die Here kom en hy gee vir jou 'n beter ene. So 10 jaar later, nadat jy gedurig vir hom vra. So mense, dit is 'n walk. Dit is 'n walk. Is nie 'n genie in the lamp, alles is alright volgende week nie. Jy moet stap. Jy moet stap. OK. Ek gaan nou 'n bietjie bedaar met julle. Ons gaan 'n bietjie verhale gesels. So wanneer jy besluit om tot inkering te kom en te bekeer, soos elke hierdie Lionel Messi, ek is nou sommer spyt, ek het nou eers Messi gesê voor Ronaldo, want ek is nou eintlik andersom. Maar beside the point, hierdie ouens gaan nie net en hulle speel nie net die sokkerwedstryde en is great nie. Jy weet, hulle kom eers en hulle teken 'n kontrak om te sê vir watter span speel ek. Dan gaan hy manne, en ons kom nou by dit. So is dit ook met die wedstryd van jou lewe. Hy word nou nie gespeel op 'n sokkerveld of 'n rugbyveld of wat ook al nie, maar hy word gespeel vir jou siel. En daar is 'n stryd aan die gang vir jou siel. Jy weet, dis so hartseer wanneer die mense tot inkering kom en bekeer. Jy weet, die vyand, hy gaan mos nou maar vir 'n pasgeborene. Hy attack daar. So die oomblik wanneer jy jou rug draai op dit wat die wêreld jou wil terughou van die Here af, dan kom hy en hy steek jou van agter af, want hy wil jou terug hê. In elk geval. So wat is die deal? Wat gebeur wanneer jy tot inkering kom en jouself bekeer? Wat is ek wil dit nou in sokkerterme, die kontrak op die tafel. Wat is op die tafel? Kom ons gaan lees saam in 2 Kronieke 7 vers 14. Ons lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Daar staan geskryf: wanneer die volk my naam dra, right.
Ek wil hê jy moet mental notes vat. Wanneer die volk my naam dra, hulle verootmoedig. Ek weet nou nie van julle af nie. Maar kyk, ek het my onderrig in Afrikaans gekry, maar daar's dan sekere woorde wat 'n ou moet gaan Google. En hierdie was nou vir my een van hulle. So as jy nou soos ek is en nie so lekker seker is wat daardie woord beteken nie, dit is om jou te onderwerp aan God. Om jou te onderwerp aan God beteken to make yourself a subject of God. So wanneer jy loop, dan sien iemand, hey, daar stap 'n kind van God. So hy sien jou sommer kom. Jy weet, want jy's onderwerp aan die Here. Dit beteken om jou knie te buig voor die Here. Nou gaan die ouens dink, maar ek buig ook my knie wanneer ek bid. My brother, nee. Nee. Om jou knie te buig vir die Here beteken dit om humbly te loop in dit wat die Here vir jou opdrag gegee het, hoe om die wandel te loop. So dis bietjie dieper as net die fisiese aksie. Wanneer ons sê die wat hulle verootmoedig en bid. Nie net in aksie nie, maar in hart. Ekskuus, dit en my weer soek en hulle afkeer van hulle bose lewens. Wanneer daai 5 goed gebeur, sal ek in die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land gesond maak. So wanneer jy tot inkering kom om bekeer, dra jy die naam van die Here. So wie se naam dra jy? Dra die God van Abraham. Jy dra die God die Vader, die Skepper. Jy dra sy seun se naam, Jesus Christus. Jy dra die Heilige Gees se naam. That is who you are representing. Dit begin deur te weet wie jou God is. Dan moet hulle verootmoedig. Ons moet humbly loop in dit. Ons moet die Here soek en ons moet afkeer van die bose lewens. Ons draai ons rug op dit wat ons verkeerd gedoen het. Na al daai, sê die Here, sal ek hulle sondes vergewe en hulle land gesond maak. Ons lees verder uit Handelinge 3 vers 19. En is dieselfde. Kom tot inkeer en maak reg met God. Maak reg met God is al daai all of the above. Julle ken daai. Met God sodat hy julle sondes sal uitwis. So die vloei is presies dieselfde. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, iemand wat aan Christus verbind is of behoort, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. As jy vir iemand gaan vra wat my geken het voor 2016 en sê kom saam met ons kerk toe Dudley Carsons preek vandag, dan gaan hy sê, nee, daar's nie 'n manier dat daai man vir my kan preek nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek kan nie, daai man was so, daai man was so, daai man was so. Want daai persoon wat daai woorde uitkeer het nog nie gehoor wat dit is om te bekeer nie. Hy weet nie wat dit is om te bekeer nie. Hy het 'n verkeerde voorbeeld gehad van wat dit is om te bekeer en weg te draai van die dinge wat jy verkeerd gedoen het. He's got a wrong view of what it's like to follow Christ. Die ou persoon word begrawe. Jy begrawe hom. En dis hoe die Here jou land kom nuut maak. Dis hoe die Here jou vat van confidence in jouself na Godfidence toe. That is how he does it. Ek het nou so kortliks aan dit geraak toe ek sê wanneer 'n ouetjie nuut tot by die Here kom, dat hy ewe skielik begin teenkant en kry. Baie, jy weet, ek noem dit want baie min mense weet dit. So hulle kom tot inkering, hulle bekeer, hulle laat hulle self doop en nou ewe skielik nou kom die vyand vir hulle. Nou is die dinge amper half erger as wat
hy was toe hy besluit het om die Here aan te neem. Ek het so 'n bietjie nuus. It is like that. Want die oomblik wanneer jy besluit, maar ek gaan vir die span Here speel, oppose jy die enemy. Die res van die tyd het jy saam met hom geloop. Hy hoef nie te worry oor jou nie. But now you're turning your back on dit wat hy vir jou mee voed. En nou kyk jy hom vierkantig in die oë en now he's gunning for you. Want sy mission is om die army van die Here so klein en so min as moontlik te hou. So wat doen hy? Hy gaan gryp die ou klein lammetjies. It's as simple as that. As jy nie ingeskakel is by mature Christene nie. As jy nie ingeskakel is by mense wat waarlik, en ek lê die klem op waarlik en ons sal nou sien hoekom. As jy nie ingeskakel is by mense wat waarlik die pad loop nie, dan moet jy dit al gister gedoen het. Because hy gaan kom vir jou en hy gaan jou vernietig ongelukkig. Jy weet want dis obviously nie almal nie. Ek meen hier sit ons. Maar nie almal is ernstig. Nie almal is wanneer hulle die Here aanneem, het hulle daardie gees van die vrees van die Here is sterk in hulle nie. So hulle is nie ernstig oor hulle bekering. Jy weet hulle soek die beloftes, maar hulle is nie bereid om die oorgawe te maak nie. Hulle kom en hulle lewe is in flarde. Nou soek hulle die oplossing, maar hulle soek nie die verlossing nie. Hy wil hê die Here moet hierdie ding fix. Maar hy soek die verlossing van die drank, van die dinge wat hom vashou, terughou, wat verhoed dat hy eintlik in sy oplossing kan stap. En wanneer dit nie gebeur nie, dan sien jy hom nie weer nie. Om te bekeer beteken om rigting te verander. Dit beteken om heeltemal jou rug te draai en die Here te volg. In all your ways. Dit is nie genoeg om op emosie op te spring en sê in 'n kerkdiens, hey Here, hier is ek nie. En die volgende keer jou te laat doop, en wanneer die emosie weg is, wanneer jy uitstap by die deur, nou is jy nie meer op daardie emotional high nie, nou vergeet ons wat ek nou net vir die Here beloof het. That's not a ticket to the kingdom. Jy maak 'n fout as jy dink dis genoeg. Jy moet stap in dit wat die Here van jou verwag. Dis daagliks, dis aanhoudend. Maar dis so rewarding. Dis so rewarding. En ons gaan aan die einde van die reeks gaan ons bietjie oor dit gesels. Ek raak nou so excited. Ek wil julle nou net oor die rewards vertel, maar dit is waar 'n ou baie keer die fout maak. Want wanneer jy deel met nuwe Christene is, hulle kan sien hoe die Here in jou lewe gemaak het, maar jou werk is nie om vir hulle te verduidelik kyk, dit kan met jou gebeur. You need to tell them about the work you've been putting in. You need to tell them how long you waited for it. You need to tell them how long you've prayed for it. You need to tell them how obedient to the word of God you are. Om 'n ware Christen te wees beteken baie opofferinge. Want jy begrawe jou ou self. Dit vat jare. Daai ommekeer vat jare. Dat bring my by die verhaal van die ryk jong man, en ek sluit amper af. Ek wil net so 2 staaltjies met julle deel. Ons gaan saam lees uit Lukas 18 vanaf vers 18 tot 29. Daar staan geskryf: ek het nou vir Gerard 'n ander ene gegee, maar julle kan daar volg, dis reg. Ek lees net wat ek hier het. So, daar staan: 'n man van aansien het aan Jesus die vraag gestel: "Goeie leermeester, wat moet ek doen
om die ewige lewe te verkry? Jesus het geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Daai stukkie, sien jy wat die Here daar kom doen het? Die Here hy kom bevestig, Jesus kom, en Jesus sê, don't call this vessel good. Moenie sê, hierdie mensvorm is goed nie. Daar's niks goed aan die mensvorm. Jesus sê, hey, my confidence is nie in my mens nie. My confidence is 'n Godfidence in die Here wys. Daar kom my goedheid vandaan. Dit was net vir my so treffend toe ek nou hierdeur werk en ons het nou gesels oor daai hoe die Here maar altyd kom en hy kom bevestig 'n woordjie. Jy weet ook nou weer deur hierdie stukkie gaan en toe sien ek net Jessie. Daar kom Jesus en Jesus sê presies dit waaroor ek nou net gepraat het. Moenie confidence hê in jouself nie, maar hê 'n Godfidence. Prys die Here vir dit, man. Hy sê vir die ryk man, jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. Die ou antwoord, al hierdie dinge het ek al van kinderdae af onderhou. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom, een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Ek wil net gou stilstaan, nie lank stilstaan nie, maar ek wil net op 'n point of clarity kry. Wanneer die Here sê, dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Baie mense het hierdie fairy tale sienswyse van die hemel. Jy weet, dis ewige lewe, maar dit is nie lewe nie. Jy weet, it's life. Dit is die ewige, niemand van ons wil doodgaan nie, right? Want jy wil lank lewe. Dis 'n ewige lewe. Dit het strate, dit het 'n Gemini straat, die straat is net uit goud uitgemaak. Dit is, jy gaan voortleef in 'n verheugde liggaam. You gonna live eternally. Dis nie sprokies nie, it's a life. So die Here sê, Jesus sê vir die ou, as hierdie ou maar net geweet het, hy kan hierdie skatte, as hy nou bereid is om vir hierdie 70 jaar of wat ook al, hierdie skatte in te ruil, kan hy skatte in die hemel wat 'n lewe is, vir ewig. Forever and always and a day. Hey. Toe hy dit hoor, was die ouetjie, die ryk man was diep teleurgestel. Want hy was baie ryk, sê die Bybel. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy, hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is om die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Die wat gehoor het, sê toe, maar wie kan dan gered word? Daarop antwoord die Here, hy sê, wat vir mense onmoontlik is vir God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het van ons besittings afgesien in u gevolg. Ou Petrus check ook net in. Hy check net in, hy sê, Here, maar ons is seker fyn, ons het ons goedjies ontslae geraak in u gevolg. En Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie, of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe. Ons moet weet dat die ewige lewe is 'n voortsetting van lewe in eternity. Ons speel hierdie spel om te sien, die oorwinning is klaar. Jesus Christus het die oorwinning behaal. We just have to accept it and walk in his ways, sodat ons vir ewig
in die glorie kan deelneem. So hierdie ryk man, hy was nou op die drempel om die Here te aanvaar. Jy weet, as nou die ou wat uit kerk toe gekom, hy het gelyk wat die prediker sê oor die Here. Hy like die storie man. Dis 'n lekker, hy like die. Jy weet, en hy sien, soos hy nou die kontrak voor hom kyk, hy ou tikkie boxes, en hy sien, nou soek die man my Ferrari, nou soek die man my dit, nou soek die man my dit, en hy sê, ek hou eerder vir hierdie paar jaar vas aan hierdie, en ek gaan ewige hel toe. Sy wiskunde kloppie vir my lekkerie. Wat hou jou vandag vas? Wat verhoed jou om die kontrak vir die wedstryd van jou lewe te teken? Wat is jy nie bereid om op te gee nie? Wat vra die Here al lank vir jou en jy hou nog steeds vas? Of die geld te wees nie. Kan iets simpel wees. As daar iets by jou opgepop het in jou gees, gee aandag aan dit. En dit is die walk wat ons moet doen. Wanneer daai goedjies oppop, gee aandag aan dit. Die Vader gaan jou eendag vra oor dit. Hy gaan sê, het ek nie vir jou gesê nie? Het ek nie vir jou gewaarsku nie? Het ek nie vir jou gesê verander dit nie? Here, dit was maar net 'n gevoel het ek gedink. Ons moet aandag gee aan daai gevoel. Ek wil afsluit, want ek het julle beloof, ons gesels 'n bietjie sokker. Ek wil afsluit met 'n verhaal van 'n Braziliaanse sokkerspeler in die sokkerspeler, sal ek nou maar sê, in die laat 70s, deur die 80s, vroeë 90s. Sy naam is Carlos Keizer. Nou hy is bekend as die greatest soccer player who never have kicked the ball. Hierdie ou het vir meer as 10 professionele klubs in Suid-Amerika, onder andere het hy geteken en gespeel. So is merkwaardig, julle kan bietjie gaan Google na die tyd ook as julle wil. So wat hierdie ou gedoen het, hy het gelyk soos een van hierdie sokkerspelers. Dis nou voor pre-social media. So jy gaan nie so vinnig uitgevang word nie. So hy het gelyk soos hierdie een bekende sokkerspeler in Brazil of Argentinië, een van die twee Suid-Amerikaanse sokkerspeler. En oral waar hy gekom het die mense gesê, "Hey, gee vir my daar jou handtekeningkie want hy is hierdie ou." En die ou het gesien maar he's a gap. He's a gap. En so het hy toe nou, en as hierdie ou sy hare knip hy ook sy hare so, hy het sy klere gedra, want hierdie ou hy het fiets gelyk, hy het gelyk soos 'n sokkerspeler. En so het hy begin nagklubs in en uitgaan op hierdie ou se account. So wanneer hy nou sê, as wanneer hy instap, dan is hy nou hierdie ou. En so het hy met die regte mense begin connect. Jy weet, hy het genetwork, soos die mense vandag sal sê. Hy het met die regte mense genetwork, en toe het hy, terwyl hy nou so met, het hy 'n sokkerspeler ontmoet, wat in een of ander Europese land gespeel het, en hy sê vir die ou, kyk hier, kom kuier 'n bietjie by jou. Hy trek sy sokkerklere aan, die ou sy hele kit. Hy gaan skop 'n bietjie bal op 'n veldjie, hulle neem fotos. Hy gaan vat hierdie goed vir die klub. Hy het nou klaar met die klub se mense, sy eerste klub se mense gesels in die nagklubs en so. Hy sê hy het vir hierdie klub gespeel. Hulle sign hom. Sy eerste kontrak is geteken. Hy kom en voor hulle sy eerste wedstryd speel, toe trek hy oue hamstring. En toe sy ook sommer beseer vir die durasie van sy kontrak by die klub. En so het hy aangegaan. Dan het hy elke keer 'n 3 tot 6 maande kontrak, maar hy het so powerful begin network dat die ouens wat wel in die bedryf is, het hom geback. Hulle het gesê nee, want hy's 'n lekker ou. Hy kon lekker lingo. En so het dit aangegaan vir 10 jaar. Die naaste wat hierdie ou gekom het aan om 'n wedstryd te speel, was toe warm hulle op, toe hy in die kit en hy's reg. En ewe skielik voor die wedstryd afskrim,
Nou in Suid-Amerika het hulle sulke fences want die skare is wild. Toe spring hy man oor die fence en hy begin. Hy laat loop, hy slaan van die skare, toe kry hy 'n rooi kaart voor die wedstryd. Hierdie ou was amazing in wat hy gedoen het. Dis 'n ware verhaal. In elk geval, so uit vir 10 jaar het hierdie ou nie 'n enkele sokkerbal in professionele sokker geskop nie. Ongelukkig het ons baie sulke impersonators in die kerk. Ongelukkig sit ons met baie Christene wat soos Carlos Keiser is. Hulle het miskien die kontrak geteken, maar hulle het nooit die wedstryd van die lewe begin speel nie. Hulle het nooit waarlik geloop in Christendom nie. Hulle gaan eintlik uit en hulle doen die liggaam van Christus skade, want hulle wys vir die mense 'n beeld wat nie die beeld is van 'n ware Christen, en die mense sê, I don't want any part of that, want die nabootser het vir hom 'n verkeerde prentjie gegee. Jy moet jou vandag vra, is ek nie dalk 'n Carlos Keiser nie? Het ek nie dalk die kontrak geteken nie? Het ek nie dalk gesê, Here, hier is ek is tot inkering, ek het bekeer, ek het gedoop, ek gaan elke Sondag kerk toe nie, maar ek stap nie in dit wat die Here wil hê ek moet stap nie. Ek doen nie dit wat die Here van my verwag nie. Ek draai nie so my rug op die sonde wat ek al hoe klein, it doesn't matter. Indien jy 'n Carlos Keiser is, kom tot ware inkering. Volgende week gaan ons bietjie die veld vat. Ek dink hierdie ene was nou die hardste ene. Maar as jy deur hierdie kom en jy besef wat dit waarlik is om tot inkering te kom, en jy besef dat daar werk is om te doen voor die Here jou land begin heal, then you've already won today. Start today, it's never too late. Ons weet nie wanneer ons lyn getrek word nie. Maar ons weet wanneer die Here ons prikkel om beter te wees. Kom ons sluit die oë. Dankie Hemelse Vader vir u woord. Here, baie dankie, Heilige Gees, dat u met harte vandag gepraat het, Here. Baie dankie, Heilige Gees, dat u die naprediker van hierdie woord sal wees, sodat elke keer wanneer ons geprikkel word, Here, wanneer ons weer ietsie anders wil doen wat buite die wil van die Here is, Here, dat ons sal weet, my God, that's not right. I rather walk the straight and narrow so that I can live in eternity with you, Lord. Here, indien hier harte is wat u wil aanraak, Here, raak hulle aan, Here. Here, maar help hulle ook om te besef dat om die Here te volg is nie 'n emosionele besluit nie. Is nie 'n quick fix nie. It's a lifelong commitment. Here, help hulle om te besef dat daar is werk van ons as kinders van u om te doen, Here. En dat hulle daardie werk sal doen. Baie dankie, Hemelse Vader. In Jesus naam. Amen.